vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my vanoggend kuier Derek Botha en Abigail Botha. Goeiemôre luisteraars. Goeiemôre. Wat 'n interessante wêreld het hulle nie. Hulle is hier in Suid-Afrika, maar hulle werk baie in Israel. En ek sê net nou vir hulle, ek bewonder hulle so vir die moed wat hulle het om te gaan Israel toe en daar so groot verskil te maak. So baie welkom vanoggend. Baie dankie. Ons weet dat die Here julle ryklik steun. Derek kan vanoggend vir ons 'n boodskap bring oor die vrug van die Gees. Abigail gaan 'n getuienis lewer en ons weet dat die Here se steun op hierdie program gaan rus. En ons weet dat hierdie program 'n verskil in baie mense se lewens gaan maak. So ons sien baie uit daarna. Ek bid dat die Here julle ryklik sal seën. Dankie Barbara. Amen, ons is Ons geseën. gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Derek Botha en Abigail Botha. Baie interessant vir my om met hulle te gesels, want hulle leef 'n lewe wat vir my so fascinerend is en wat ek weet die Here so groot seën opsit. Al die werk wat julle doen in Israel, die bemoediging, dan kom jy terug Suid-Afrika toe en maak hier ook 'n verskil. Maar jou tema vandag is die vrug van die Gees. Maar vertel my eers bietjie meer van julle. Wat doen julle, Derek? Barbara, ons probeer om wanneer ons hier is, maar net nog praktiese gelowiges te wees. En ek sê vir mense die koninkryk is baie meer buite die kerk as binne die kerk. En in ander woorde, hoe loop ons met ons bure en net goeie buurmanskap. En hoe loop ons in ons straat, as die vullis rond lê, tel ons die vullis op. Hoe loop ons met, as ons sien, daar's probleme in die land rondom, byvoorbeeld huidiglik met die brandstofpryse wat opgaan en kos wat duurder raak. En ons weet mos nou maar, goed is onstabiel, help ons mense met kosproduksie. So ons probeer met waar ons ook al besig is, mense te help op 'n praktiese manier verskil te kan maak. Net so op 'n ligter noot, gistermiddag toe ons gaan stap, toe het ek nou 'n sakkie saam met my om net die vullis in die straat op te tel en my man wil toe nog iemand bel. Ek sê nee man, dis nou staptyd, dis nie nou bedieningstyd en beltyd nie, kan ons net 'n bietjie saam stap. Hy sê o, en die optel van die vullis? Dit is, my vrou doen dit baie ywerig en dis vir simbolies dat as mens die strate skoon maak, dat ons in die Gees ook die plek skoon Ja, maak. nee, So dit is jou simbolies. Ja, nee, En jy het 'n groot taak hier. ja, nee, kyk, dit is baie lekker om skoon te maak. Ja. So jy is nou al 'n jaar hier in Suid-Afrika, nee? Ja, so ons gaan tipies oor vir 3 maande op beslag en dan net in Israel te gaan dien, maar wanneer Suid-Afrika is, my moeder is in Panorama Park in die aftreeoord en so ek hou ook 'n oogie oor haar. Maar dan saam met dit is ons glo dat alle gelowiges in gemeenskap moet wees en of dit nou watter formaat ook al, ons is baie betrokke by kleiner huisgemeentes en mense kan help om kleiner gemeenskapies ook aan die gang te kan kry. Maar ons glo dat almal moet iewers betrokke wees en ons het passie daarvoor. Ek soek redelik betrokke by verskeie mannebedieninge, dis so ek en jy by mekaar uitgekom het, jou man David. Mannegroepe wat jy besoek. En dis my altyd goed om te sien hoe klomp manne saamgroei om in die beeld van Messias en om 'n verskil te kan maak, om hulle huishoudings te lei, om in hulle werkplekke die koninkryk uit te kan leef. Dit gee vir my groot vreugde. En 'n mens verstom nie as jy hoor, daar was vanoggend 5 uur op 'n plaas, 'n mannegroep, nee. Ja, ons het hulle naam is Sunrise, Louis Wit wat ook by Live FM is. Dis op sy grondjie en dis 'n mooi groep mense wat saam dit lei. En mense sê 2 ure winter, somer, vakansiedae, enige tyd, maar tog die manne kom en die manne is honger en die manne ondersteun mekaar en daag mekaar uit en praat oor diep goed en dis kosbaar. En daar vorm hulle 'n kern en dan versprei hulle van daar af, nee. Ja. En ek moet sê, ek kom oorspronklik van Stilfontein af en die tyd toe ons te kleiner was, jy besoek het 'n gevoel van die geestelik klas was my altyd doodgevoel en met my ouers se gesondheid afgeneem het, dus nou weer begin meer gereeld hierna te kom
besef maar iewers het die Here iets groot gedoen in hierdie gebied. Is so baie dinge aan die gang. Jou man David, ek doen by 'n mannegroep wat hulle Dinsdag bymekaar kom. Ek weet die Full Gospel Businessmen Fellowship is op Vrydag ook op die dorp. Ek weet live gemeente dink ek het ook 'n groot groep. Daar's 'n groep op Buffeldoring nog uit en daar's ander groepe wat ek ook van hoor. So hier's nogal regtig Stoftuin weet ek ook die een gemeente daar 'n mannegroep. So hier's nogal regtig baie en as jy met die manne praat oor wat kry hulle uit dit uit, is dit vir die moeite werd. Weet ouens maak moeite om daarby uit te kom en saam te kan stap. Hulle maak moeite nie, want dit is maar koud in die winter, maar hulle staan op. Die man is daar, ja. Ja, vir my moet partytjies moet ek al 4:30 ry. En as 'n man, een van die manne kom van oor kan die Vaalrivier af, wat hy inry net vir die groep en dan gaan hy weer terug en hy werk oor kan die Vaalrivier. Ai, So mense kan sien dit maak verskil in ouens se lewens. so mense kan sien mense het dit nodig, nee. Ja. Daar's so groot nood daar buite, en daar's so groot behoefte aan sulke dinge, nee. En behoefte om te leef. Ja, Ek dink dooie godsdiens dryf veral jonger mense weg. Ouer mense sal gaan om oor hulle lojaliteit is, maar jonger mense soek lewe. En dis my goed dat daar verskeie goed is wat besig gebeur. Ek weet dis 'n klomp jonger vrouens ook wat gereeld by mekaar kom. Wat daar ook mooi goed gebeur en saam bid en mekaar dra. Afrika sal later praat van die vriend van ons oorlede is en dis my asemrowend mooi om te sien net hoe hulle die weduwee ondersteun het toe 'n man weggeval het. So dis regtig 'n vreugde. so wat die Bybel ons leer om mekaar te dra, is deel van Mekaar se julle laste. bediening. Ja. Ja, en iets wat die Here lank terug my oor gepraat het is om nie te probeer om die ding te lei nie, maar eerder te gaan en iets wat reeds bestaan te ondersteun. Soos jy nou betrokke is by die radiostasie is mense moet kyk wat hulle gawes is en kyk waar hulle kan betrokke raak en dan gaan ondersteun daarso in tyd en finansies. Ek dink ek het jou gesê van Farming God's Way met die tuine waarmee ons besig is en kosproduksie is nodig. Vertel ons bietjie meer van Farming God's Way. Jy moet my net stop want daarmee gaan ek weghardloop. Maar ek's baie opgewonde oor dit. Farming God's Way begin in Zimbabwe waar 'n boer met naam van Brian Oltreef die Here gesoek het oor hoe kan hy mense help wat om hom is en hy het ook sien dat hulle ekonomie trek swaar, die landbou-insetkostes raak al duurder, brandstof en kunsmis en alles wat nodig is, die mekanisasie. Net begin vrede vra maar hoe anders kan dit werk? En toe die Here hom op 'n reis gevat om sien hoe werk dit in die natuur en hoe ons in ons kommersiële landbou die grond laat kaal lê en oopkrap en blootstel en laat warm word. Maar in die natuurlike omgewing is die grond bedek, daar's aardwurms, die chemie maak nie die goggas dood nie, die mikroorganismes voed die plante. En sê ek goed, maar hoe kom 'n mens by dit by kommersieel uit? En daar's goed dat ons praat van regenerative farming of zero tillage of minimum bewerking aan die kommersiële kant en dan die bestaansboer of die persoon van sy huis af werk. Het is dan met goed projekte besig ook nog saam met Farming God's Way mense te leer om dit aanvanklik op die kontinent meer die fokus te wees, maar nou sterk Suid-Afrika om mense te help met groentetuine by hulle huise. Of Groentetuin by jou huis. ja, so of jou tradisionele woonbuurte of in ons wat ek as ek kan sê townships. Ja. Ek weet Ronke hulle van Sitoniel is ook besig met sulke projekte. Dis 'n paar gemeentes wat gaan saam hande vat om nou die opleidingsentrum te ontwikkel by Louis se plek op Solid Ground. Op 26 Woensdag 26 Augustus het ons die eerste opleidingssessie hierso. En dan van daar af mense hulle mense stuur wat wil help om op te lei of opgelei te word een keer 'n maand. En die sukses, die groot doel is dat mense in hulle huis, by hulle huis kosproduksie het, waar kon die township, waar kon op die dorp, dat hulle volledig kan eet uit hulle eie tuine uit. O, Ja. Ja, my man het die afgelope 2-3 weke saam met die tuinier nog 3 olyfbome geplant daar by ons. Ons het 'n klomp saadjies in die grond, spinasie en radyse en lynsaad. So wonderlik. ja, ons moet maar doen wat ons kan met dit wat Vader vir ons gegee het. Ja. En so bou julle. Ja. Bou die tuine. Bou die tuine. En jy jy is nou 'n toegewyde werker onder mense en jy gee regtig om, Derrick. Ja, ek dink die prentjie is ek het ouers wat vir my 'n groot rolmodel was, wat in bediening was. Ons formaat van bediening wat ek en my vrou instap lyk bietjie anders as hulle sin, maar
dat hoe meer mense besef die genade wat die Here aan die mense gegee het, om hom te kan ken en om te kan leef, en dat hy is 'n mense voorsiener en hy het 'n hart vir mense. En hoe meer ons met hom stap, hoe meer besef ons net is dat daar is nie plek vir gemaksone en wegkruip nie, dit kom by mense uit. En die kerk is baie gefragmenteerd tussen verskillende denominasies, en ons begeerte saam met 'n klomp ander mense sê is dit, maar kom ons kry die hele liggaam saam te werk rondom elkeen se gawe, want individue het gawes, maar gemeentes het ook gawes en roepings. Ja, ja. Moenie in kompetisie wees met mekaar nie, werk saam. En sê vir my, julle doen hierdie tipe ding in Israel ook. Israel werk ons met onder andere met die messiaanse gelowiges en hulle gemeentes om hulle hande te versterk, en dan mense buitekant daai omgewing gaan help ons met op 'n praktiese manier. Kyk wat mense behoeftes. Ek en my jong gesin het op bestaan begin en te kyk waar weduwees of verskeie vrouens probleme het met hulle geboue of hulle tuine of wat ook al, net gaan praktiese hulp gaan verleen. Ons het vriende wat daar bedien, hulle gaan help met praktiese instandhouding op hulle gebou, en dit het net van daar af meer en meer ons help met besproeiing in te sit in hulle tuine en net liefde in praktyk te gaan doen. So dit gaan oor liefde in praktyk. Dis Ja. vir my 'n mooi siening. Ja. En dan die Gees te vertrou dat hy sal doen wat hy wil doen. Ja. En ek vanoggend sit ek met my vriende Karin praat oor wat maak 'n mens met 'n mens wat mislik is. En ons moet nou kyk, dis deel van die vrug van die Gees gesprek is die Vader wat ons het, laat sy reën val op die regverdige en die onregverdige. En sy son ook. En dat ons mense op self meer kan hanteer. Is 'n ou lelik of mislik of selfsugtig, sê dit maar hoe leef ek die karakter van God en die liefde van Messias teenoor daai persoon. En hy moet op sy tyd sy besluite neem. Daar sal tyd wees om 'n gesprek te hê, maar kom ons leef dit eers prakties en vertrou dat die Gees wat sal doen wat hy moet doen op sy tyd. Die een Paulus sê een gooi nat en aan die ene saai, aan die ene oes. Maar kom ons doen elkeen 'n stukkie vir die So ons koninkryk. het elkeen 'n taak. Ja, Ja, en dit is belangrik om daai taak uit te voer. ja. Ja, die koninkryk moet aantreklik wees vir mense. Ja. Jy gaan net nou met ons bietjie gesels oor die vrug van die Gees en hoe jy die Gees uitdra. Ja. Die gesprek oor dit uiteindelik gekom saam met wat ek vroeër genoem het van krisisse en besef maar ons almal wil loop met die vrug van die Gees, maar ons sê dis die vrug van die Gees, maar dis eintlik ons eie pogings tot die Gees regtig deur ons werk. En hoe meer ons God se karakter verstaan, hoe meer kan sy vrug manifesteer in ons. En ons het nodig dat hy ons lei, ons het nodig dat sy karakter ons dra, en dit, want ek kan geïrriteerd raak met 'n mens, maar sy Gees in my gee om vir 'n mens vir ewig. Ja, dis sy skepsel. Ja, ons sê maklik, Vader, ons wil meer lyk soos u seun, meer soos u karakter. En dan moet ons besef as ons dit sê, dit behels toetse en beproewings. Ja, dis nie altyd maklik. Ja, en dan kan dit in ons gevorm word. Ja. En dit is belangrik om te weet dat 'n mens daarop moet voortbou. Ja. En homself oorgee aan hom, surrender. Ja. Nou Abigail gaan nou vir ons na die musiek gaan sy nou 'n bietjie gesels, maar jy gaan 'n inleiding gee oor die vrug van die Gees. Dis reg, ja. Jy kom vir ons die inleiding gee. Ja, ek het Dit gaan 'n bietjie langer wees as net 'n half minuut. ja, Ons tyd is te min. Ja, nee, ons sal eers ek moet luister. Ja, en jou stukkie wat jy wil aanbied is langer as die tyd wat ons nou het. ja, So ons gaan eers luister na musiek en dan kom ons terug en dan luister ons na jou boodskap. baie dankie. Is volgend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Derek Botha en Abigail Botha. Ons het net nou so begin gesels oor die vrug van die Gees en die invloed wat dit het. Toe die tyd ons bietjie ingehaal, maar nou het ons genoeg tyd. Jy kan nou vir ons bietjie daarop uit. Dankie Barbara. Ja, ek het eerste ding wat ek wil sê is net ek het my lewe aan die Here toegewy toe ek 6 jaar oud was. So ek het in 'n baie mooi omgewing groot geword, beautiful ouers wat regtig rolmodelle is. Maar in terme van die vrug van die Gees dit was my altyd die 9 eienskappe as mense so ruimpie opsê van liefde, vriendelikheid, goedhartigheid, vrede. Dit sê dit is mooi woorde, maar dit is my filosofies, dis vir my so ver af.
En die afgelope maand toe het Vader ons deur 'n proses gesit met 'n situasie wat al deur is en 'n vriend van ons wat oorlede is, om net weer te sê, maar Vader, maar wat beteken dit? Wat beteken die vrug? Wat beteken die werking van die Gees? En is daar 'n manier hoe ek met hom kan stap dat ek meer van die vrug kan hê, of is daar maniere wat ek verkeerd loop en ek demp die werking van die Gees? En so in die gesprek gaan Afika al 'n bietjie haar getuienis deel. Maar ek wil sommer begin net eers oor waar trek ons nou in begin Augustus. Dis 'n tyd wat ons opgewonde is oor tuine, mense plant blomme, mense plant groente, mense begin saaitjies bymekaar kry, grond voorberei te kry, dink oor wat hulle planne is vir die seisoen. Baie ons snoei nou hulle wingerd hoort nou al klaar te wees, vrugtebome wat gestoei moet word, sodat ons meer vrug kan dra. En natuurlik kan jy ook nie net die bome net snoei nie, moet kompos gee ook. Maar hoe lyk dit in ons gees en die vrug van die Gees? En ek gaan vir Abigail vra om vir ons 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 te lees, en die agtergrond van dit is, hoe lyk die liggaam rondom die krag van God, die krag van die Gees, en wat Paulus sê het rondom dit. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. En hierdie skrifgie is saam met 'n paar ander wat Paulus het wat soortgelyk is, en as ons kyk na Yeshua se lewe, dan sien ons dat daar was baie wonderwerke in Yeshua se bediening, maar ook in Handelinge en in Paulus se bediening. En dit wat Yeshua sê in einde van Markus 16 van jy sal gif drink of as 'n slang byt of 'n skorpioen of jy siek is wat gesond word. En alhoewel mense weet van 'n klompie getuies is in verhouding, voel dit vir my dis baie skaars. En ons het baie gestoei met Vader sê, maar Vader, maar wat kort, hoekom vloei die Gees nie so nie? En as ek terugdink en ek sê, maar binnekant hierdie konsep van plante te versorg, wat leer ons oor die vrug van die Gees? En is dit aanvaarbaar om te sê dat Vader wil meer vrug by ons sien? En ek gaan vir vra om sommer vir ons 1 Johannes 2 te lees. Hier is Johannes 15 nou. Ekskuus, Johannes 15. Johannes 15 vers 1 en 2. Sê Yeshua, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. En daar's ander gedeeltes die Yeshua ook praat van dit, wat hy praat van die byl wat al klaar teen die boom lê, en wat die eienaar sê, maar kap hom uit, want hy dra nie vrug nie, en dan sê nee, kom ons gee hom nog mis vir nog 'n jaar. Ja. En die prentjies daar sien is dat hy wil hê dat die vrug moet wees in ons lewe, hy wil hê dat ons nie net praat van ons geloof nie, maar dit oorgaan in werke ook. En as ek teruggaan oor, ons weet hy wil vrug in ons lewe sien. Die vraag is vir my, vir jou, vir die luisteraars, is wil ons self meer van die vrug in ons lewe sien? En dat ons bietjie toets waar is ons gemaksone. Want saam met die vrug gaan oorgawe en saam met dit gaan ook ongemak en getoets te word aan. So ek wil voorbeelde gee oor, daar is wat 'n mens agterkom, maar jou geduld is minder. Of jou vrede is nou nie so baie nie. Of jou barmhartigheid as iemand aan jou venster klop, of staan met 'n bakkie by verkeerslig, is waar is jou hart? Is jou hart by plek van kritiek? Of sien jy daai mens soos God daai mens sal sien, en draai regtig sy hart? En ek besef dat hoe meer ons Vader se hart het, hoe meer ons kan loop in die vrug. Maar ek gaan eers oorgee vir Abigail om haar getuienis te deel. Ja, baie dankie. Ag, dit is net so voorreg om te deel met Vader se grootheid en sy goedheid. Soos Derek genoem het, ons vriend Wynand is einde Junie oorlede, baie skielik, na baie kort siekbed. En baie het vir hom gebid. Hy was 'n baie kosbare gelowige. En die vraag het in ons harte ontstaan, maar waar is die krag van die Gees? Waar is lê die hande op die siekes, hulle word gesond. En dit was baie in my geroer na dit, en 2 dae na sy afsterwe het ons, en sy gaan rus by ons meester Messias, Yeshua, het ek siek geword. En in die pyn het ek net so uitgeroep na Vader, asseblief help. Maar wat het jy met keer toe? Wat het gebeur? Ja, dit was 'n klier wat vreeslik geswel het en baie pynlik was. Uit die bloute. Ja, dat ek nie kon sit, staan of loop nie. En aanvanklik het dit net als oor genesing gegaan, en Vader, ek weet U kan, en gebid en geglo, maar hy het my baie gou herinner aan wat hy 'n paar jaar terug vir my gesê het, toe ek ook pyn gehad het in my bene, toe het hy gesê, maar skuif jou fokus van die genesing na die geneesheer.
En ek sê, okay, dankie Vader, en hy kom bemoedig my toe ook deur 'n skrif in Johannes, in Job 4, vers 4 en 5, waar hy sê, jou woorde bemoedig ander, maar wanneer dit oor jou kom, dan is jy angstig en ongeduldig. En ek het eers later besef, toe ek nou ook voorberei vir die praatjie, maar wat hy eintlik daar probeer vra het vir my is, waar is die vrug van geduld en vrede nou? Nou dat jy in pyn is, en besef dat die fokus gaan eintlik oor vrugvorming. En 'n paar dae in die eerste week het was so 3 weke proses, toe het my man ek is so waardering vir hom en sy ondersteuning in hierdie tyd en sy gebed, en toe het hy die beginsel wat in Jakobus 5 vers 14 tot 16 gevind word, het hy toe toegepas. Ek gaan dit som vir ons lees. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand wat siek is onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ja, so hierdie was so teen dag 4, toe ek die vorige nag glad nie kon slaap van die pyn nie. En nadat hy die ouderling op die aanlyn gekry en hulle het saam gebid terwyl hy my gesalf het en niks het oënskynlik gebeur nie fisies enige genesing gemanifesteer nie. Maar daar was 'n rustigheid in my en daar was ook 'n uitroepe in my hart, maar Vader, hierdie situasie is vir my so intens. Ek vra U laat dit 'n volledige werk in my sal doen. Dit wat U nou hiermee besig is, laat dit wat U wil bereik nou in my lewe met hierdie situasie, laat dit gebeur. En omdat Jakobus 5 praat van sondebelydenis, het ek my hart ondersoek. Ek het die sondes van die voorvaders bely, gesoek vir enige onvergifnis. Ek het enige iets wat in my gedagtes opgekom het ek bely en sê, Vader, ek wil skoon maak asseblief, niks tussen my en U nie. Omdat ons sien in hierdie skrif dat siekte en sonde kan ook saamgaan. Maar Vader het my baie bemoedig in haar eerste week ook en my bemoedig soos ek die skrif ondersoek het oor genesing in Markus 10, oor Bartimeus wat uitgeroep het vir sy genesing met die blindheid en hy het net aangeroep, al wou hulle hom stil maak, en die Kanaanitiese vrou wat uitgeroep het en gevra het vir Yeshua in Matteus 15 vir die genesing van haar dogter, en eers toe sy erken het nadat sy geïgnoreer was vir 3 keer, gesê het, maar die krummel is genoeg, toe is haar dogter genees, en dit het my alles bemoedig in hierdie tyd, maar nog steeds was die vraag by my, maar waar is die krag van die gees? En doktersvriendin het vir my baie sterker pynmedikasie voorgeskryf, en toe kon ek begin weer slaap, en ek het toe gesien, hierdie pynmedikasie in die 2de week gaan hier teen die einde van daai 2de week, gaan hy daai Saterdag aan klaar wees, en ek wil nie nog gehad het nie, ek wil nie so lank op die pynmedikasie gewees het nie, en Vader het my net 'n stap van geloof gehelp neem en sê, as dit klaar is dit klaar, ek wil nie nog, Vader, ek vertrou U, U gaan iets doen, ek weet nie wat nie. Hy het ook vir my kom bemoedig in haar eerste week in die gedagte herinner aan Daniel, waar Daniel het ook soms gebid en vas vir 3 weke, en eers op die dag 21 het die manifestasie gekom van die antwoord op sy gebed, maar hy het dit alreeds, hy het gesê sy gebed is al die eerste dag beantwoord. Toe besef ek moet net geduldig wees, ek moet wag op hom. En toe die fokus geskuif, my man het saam met my begin vas, en in daai 3de week en daai volgende oggend het die begin van die genesing begin manifesteer, pynloos, en ek prys net sy naam. Maar toe skuif die fokus weer van die krag van die gees en genesing na die vrug van die gees. En Derek kan hier vir ons, sal jy Galasiërs 5 vers 22 lees? En ek wil, wanneer ek het lees, vir die luisteraars en vir onsself net sê, dat die mens nie net aframmel nie, maar dat mens dink, toets hoe elkeen van hierdie vrug van die gees lyk, wanneer ons met mense werk, veral wanneer hulle mense frustreer op een of ander manier. Die vrug van die gees is liefde, en blydskap, en vrede, daai vrede wat alle verstande bowe gaan, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Die goedheid het ek gaan oplees, het gaan veral ook oor moraliteit en integriteit, getrouheid, en sagmoedigheid en selfbeheersing. Ja, en Vader het dit ook kom bevestig deur een oggend in ons stilte tyd met Kolossense 3.
Kolossense 3 praat van om jouself te beklee, en ek wil sommer luisteraars ook aanmoedig om die woord te gaan soek wat in die oorspronklike Grieks gebruik word, sommer met strong verwysings, want die aksie van om jouself te beklee kom nogal baie in die skrif voor. Maar hy sê hierso beklee as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Hy praat so mooi met ons. En dan sê hy met innerlike ontferming, hoe loop ons met mense met ontferming? Goedertierenheid en nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Messias julle ook vergewe het, so moet julle ook doen. En ook eindig hy dan af, beklee julle dan met die liefde en die vrede, moet oor julle harte die wag hou. So 7 van die vrug van die gees van Galasiërs 5 word hier in Kolossense 3 genoem. Word dit daar genoem? Herhaal, ja. Kan jy dink, dis nou besonder. Ja. So ons het net, die fokus het gegaan na, van die krag van die gees, na, ons wil die krag sien, maar Vader sê, waar is die vrug? Ja, Ek wil die vrug sien. Ja, Abigail, ons albei en jou man het ook die Transformation Prayer Ministries die kursus doen vir berading, en Abigail koppel dit ook dan wat mense leer daarin oor die vrug van die gees is nie iets wat ons genereer nie. Die vrug van die gees is die gees se vrug in ons lewens. In ons. Wil jy dalk nog so iets oor dit gesê het? Nee, ek dink ons gaan nou eers oorgaan na 'n breek. Ons tyd is nou vertrek, ons gaan nou luister na musiek, en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Devik Botha en Abigail Botha. Wat 'n pragtige boodskap van die vrug van die gees en hoe om dit daagliks toe te pas. Devik, jy kan vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel. Iets wat ons hier laasdruk besef het, is dat as ons praat van die vrug van die gees, dan moet ons eintlik kyk, maar waar kom dit vandaan van die Ou Testament afval? En ek gaan vir Abigail lees, vra om Exodus 34 te lees vir ons, vers 6 en 7, en wat ek wil sê is net, God gaan nooit van ons iets vra om te doen wat hy nie self is of doen nie. En die vrug van die gees is eintlik maar sy karakter. So, Abigail, as jy vir ons daai sal lees. En toe het Jothe-Wawei by hom, dis Moses, verbygegaan. En hy het geroep, Jothe-Wawei, Jothe-Wawei, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar hy hou ook verantwoordelik. Soos ek daai terugvat en sê is dit hoe ons moet lyk, barmhartig en vol omgee vir mense, genadig. Ons wil baie keer genade hê dat mense ons moet vergewe waar ons droog gemaak het, maar het ons dieselfde genade vir 'n ander ou, en as 'n ou nou per ongeluk voor my ingedraai het of 'n fout gemaak het ek daai genade vir hom, is ons geduldig, is ons oorvloedig in trouevolle liefde. Hy praat van die waarheid daar, en die waarheid wat die konsep daar is wat God se waarheid. Wat is die waarheid oor reënval of oor voorsiening of oor toekoms of oor die regering? Wat is God se woorde oor dit, en glo ons dit? En om dit verder te vat, hy maak sy karakter bekend in die Ou Testament, maar dan is daar verskeie plekke in die Ou Testament wat Yeshua ook homself openbaar. En dan het hy, toe hy prakties op aarde was, vir ons kom wys maar hoe lyk die vrug van die gees, hoe lyk die praktyk, hoe lyk God se karakter en wat ons elke dag doen. En is daar 'n manier hoe ons meer kan word in die vrug van die gees, of is daar 'n manier hoe ons dit kan verminder? En ek wil voorbeelde gee, is dat as ek vroeg opstaan en ek het my alleentyd met God en ek leer van hom, ek praat met hom, ek is in sy teenwoordigheid, ek lees sy woord, ek ken sy woord, ek ken sy karakter, dan gaan daai afsmeer aan my. As ek nou in die ateljee sit by jou se Barbara en met José en ons het 'n goeie positiewe gesprek oor 'n klomp goed, dan is dit 'n gesprek wat as ek uitstap, dat ek ietsie van dit saam met my dra. As ek in 'n omgewing instap waar mense mekaar vloek en skel en skree en beledig, dan is daai onvrede gaan nou ook weer eentjie saam met my. Ja. Wanneer ons ondergeskiktes het of kinders het, hulle doen nie wat jy sê nie, hulle doen wat jy as rolmodel voor optree. En die God wat ons het, is ons rolmodel. En hoe meer ons saam met hom tyd spandeer, hoe meer gaan ons optree volgens sy karakter.
Lofprysing en Abigail in die kar toe vooraf se praat oor gesê ook lofprysing en dankbaarheid. Hoe meer ek Vader prys in alle omstandighede, as 'n ou nou net in my vasgery het, dan moet die eerste ding uit my mond uit wees, sê Vader, ek prys U naam dat U in beheer is van alles. En maak saak hoe goed of hoe sleg nie, dat ons hom prys vir die goeie, maar ons prys vir die slegte ook in alles. En dankbaarheid is om te weet dat as 'n moeilike ding oor my pad kom, as my kind siek word, of as 'n naasbestaande sterf, of as my besigheid bankrot speel, of wat ook al, is God het nie verander nie. Hy's nog steeds 'n goeie Vader. So ek kan hom ook in dit dankie sê. Die krisis En in hom glo. En in hom glo. En kosbare vriend vir ons het nou onlangs 'n beroerte gekry en was in intensiewe sorg vir baie dae gewees. Maar ons saam met sy vrou sê, maar Vader, ons sê dankie vir hierdie, want U is 'n beheer, U is op die troon. Daar's niks wat U kan onttroon nie. So ons kan nie vertrou. En dit gaan saam met oorgawe, dit gaan daaroor om regtig te glo, soos jy sê. Sês net, maar as hy God is, dan kan ek moet stap met hom. En dan het ons mekaar nodig as medegelowiges. Die atmosfeer hier by hulle in ateljee is amazing. En daar's iets van God se karakter wat by Live FM is. Ek wil 'n bietjie verder gaan oor dit en sê so is daar maniere hoe ek die vrug minder kan maak. As ek horror movies kyk, as ek heeltyd is in skopskiep en boomklim en blood and guts en films wat al heeltyd vloektaal gebruik word of buiteegtelike verhoudings, daai stel mos die werk van die Gees te leer. So dan as die vrug van die Gees kom deur die Gees en ek stel die Gees te leer, dan gaan mos nou minder van die vrug in my wees. Ja. So ek moet wegbly van sulke goed af. Of as Vader vir my 'n taal gee om te doen en ek gaan doen dit nie, dan as ek hom ongehoorsaam, dan stel ek die Gees te leer, dan gaan die vrug ook minder wees in my lewe. Anders is dit my vrug, nie die Gees se vrug nie. As ek loop in onvergifnis, dan is Vader vergewe ons vir ons sonde, ongeregtighede en ons oortredinge. Hy verwag van ons om ook te vergewe. En hy sê na ons Vader, as jy nie vergewe nie, dan kan ek jou nie vergewe nie. En vergifnis is nie altyd maklik nie. Dit is baie keer nie maklik nie, maar dit bring genesing. Maar ek wil ook net sê, mense het nie nodig om horror movies te kyk en dit om uit die vrug van die Gees te wees nie, net om nie tyd met God te spandeer nie, net besig te wees. Land 'n mens ook daar. Ja. En die getuienis wat Abigail gedeel het, is juis, alhoewel die pyn wat sy beleef het, was ekstreem. Dit was my as 'n man wat lief is vir haar om te sien, baie sleg. Maar Vader het dit gebruik as 'n koevoet om vir ons in sy teenwoordigheid in te bring. Want toe sê Vader, ons het antwoorde dringend nodig. Ons moet al stop. En jy's op daai plek wat ons deur 'n krisis gaan, kan ons kom by 'n plek wat hy sê, maar kom ek vertel jou van my karakter, kom vertel jou van my wil. En dan word 'n ding wat 'n situasie wat sleg is, word dan 'n seën in ons lewens. Ek gaan vir Abigail vra om te lees oor die gawes van die Gees. Die gawes van die Gees verskil tussen gelowiges. Die vrug moet ons almal openbaar in 1 Korintiërs 12. Vers 27 tot 30, maar julle is die liggaam van die Messias en ledemate op julle plekke. God het in sy gemeente geplaas, eerstens apostels, na hulle profete, na hulle leermeesters, na hulle werkers van wonderwerke, na hulle gawes van gesondmaking, helpers, leiers en verskillende tale. Is almal van hulle apostels, is almal van hulle profete, is almal van hulle leermeesters, is almal van hulle werkers van wonderwerke. Het almal van hulle die gawes van gesondmaking, praat almal van hulle in tale, vertaal almal van hulle. Nou, my pa was 'n NG predikant gewees, so obvious het ek in NG Kerk groot geword, op 'n stadium is ek oor na charismatiese kerk toe. En iets wat my pa baie gerespekteer het, is die liggaam is die liggaam. Is in die liggaam verskil mense, doktrines verskil, maar as die in Openbaring die brief aan die Efese is, was al die brief aan die gemeente van Messias in Tersdorp of in Matlosana wees. Dis nie na 'n spesifieke NG of charismatiese of ASIS of AGS of wie ook al nie. Dit is vir die gelowiges wat hy is. Ja. En hoe kom ons by 'n plek waar sê maar ek moet my pad stap wat Vader vir my wys en ek moet dit bly toets teen die woord. En 'n persoon van 'n ander gemeenskap moet ek luister wat hy sê in die woord, maar ek moet verantwoordbaar wees vir dit wat die Gees in my werk. En hoe meer nederig ek is, hoe meer kan sy Gees funksioneer in ons. So dan moet minder van my wees en meer van hom. Dit is die essensie. Ek gaan vinnig praat oor lesse deur die siekte wat Abigail beleef het. En die eerste ding wat ek beleef het was geduld. Is ons moet Vader vra, maar ons moet wag. Hy sal optree wanneer hy wil, soos hy wil. Maar in geloof moet ek hom vra en vertrou op sy karakter. En dan verstaan van sy proses in ons lewens. Elkeen van ons vier wat hier sit in die ateljee
is Vader, is met ons besig en trekkie vir trekkie vat ons na volgende vlak toe. En kan ek wag en kan ek staan na die proses? En as iemand siek is wat ek vir lief voor is, wil ek graag hy moet nou gesond word. Of as iemand finansiëel sukkel, wil ek hy moet nou uit finansiële moeilikheid uitkom. Maar baie keer is daar 'n proses wat die Here met ons mee besig is en dit moet klaar. Dan moet ons ook oppas dat die dringendheid van ons vleeswêreld nie ons dikteer nie. Kolossense 3 onder andere praat van sê net maar fokus op Messias wat sit aan die regterhand van die Vader. En dat ons moet weet dat daai proses van vlees teenoor gees is as ek finansiële moeilikheid het, wil ek dit nou oplos, maar wat wil Vader vir my leer in die proses? Want hy gaan my in elk geval dra. Ja. Maar kom ek stap saam met hom deur dit. Die herinnering met die siekte was ook maar net weer gewees, is dat in meeste gevalle loop siekte en sonde loop hand aan hand. En ons praat baie keer, ons sê nie so nie, maar ons dink klein sonde en groot sonde. Moordenaar is groot sonde en skinder is 'n klein sonde. Ja. Wat is daar in ons lewe wat vir die Here 'n offense is? En dat is alles daarmee deel, dat hy meer met sy gees deur ons kan werk, dat die gees kan manifesteer. En ons moet weet dat as Vader met ons besig is, dan gaan ons toets, hy gaan ons teen moeilike situasies plaas. Goed wat baie keer langdurig is. As ek dink aan Jakob wat bly krippel loop het, as ek dink aan iemand wat byvoorbeeld 'n beroerte gehad het, of iemand wat swaar loop, maar daai situasie is baie keer iets wat jou meer leer van die Here se karakter en eintlik 'n seën is. Ek wil afsluit met Jesaja 53, en dan as ek vir die luisteraars kan bid, as Avikal dit vir ons kan lees. Vers 4 en 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wonderlik, so dis die kern van die genesing. En genesing en vrug van die Gees saam, hoe loop dit? Die Vader het 'n siekte toestand gebruik om vir ons te sê is net vrug van die Gees, maar die karakter van God. En dat dit elke gelowige se verantwoordelikheid is om te kan stap in die karakter van God. En as iemand jou ontstel, wat die vrug van die Gees is nodig wanneer iemand jou knoppe druk. Dis nie vir my teenoor jou wat Barbara is, wat ek van hou nie. Dis maklik om die vrug van die Gees teenoor jou te leef. Maar vir 'n persoon wat ongeskik is, of eie geregtig is, of net naar is, dis daar waar die vrug getoets word. Of as my kar breek, of ek het 'n pap weer langs die pad, dan sê is net, is my vertroue, is my stap in die karakter van God daarso. Ja. En dit is belangrik om dit te onthou, dat die Here ons op daardie pad lei, nie. Ja. En dat hy altyd by ons is. Kan ons sommer 'n gebed doen vir die luisteraars? Ek kan 'n gebed doen. Vader, dankie dat ons die luisteraars voor U kan bring. En U ken elke persoon wat na hierdie program nou luister, lewendige uitsending, maar ook na die tyd op die opnames. En ek vra dat U mense harte sal werk om te kan groei in U karakter, kan groei in U wese, kan groei in U liefde, groei in U verstaan. En tyd maak deur stilte tyd maak deur medegelowiges saam te beweeg, tyd saam maak om gehoorsaam aan U te kan wees. En Vader, elke persoon wat in 'n situasie is, 'n krisis is, wat of dit siekte is, of finansies is, of kinders is, ons hulle voor U oplig en vra dat U sal genesing, herstel en geduld bring en hoop in die naam van Yeshua. Amen. Pragtig. Ek wil vir julle sê baie dankie vir oggend, Derek en Abigail. Dankie dat julle vir ons kom kuier het. Dankie vir hierdie pragtige boodskap wat julle vir ons gebring het oor die vrug van die Gees. En hoe belangrik dit is om dit elke dag uit te leef. Ons wil vir julle bid dat die Here julle ryklik sal seën, dat hy julle sal dra en op elke pad wat julle loop by julle sal wees. Dankie Barbara, ons waardeer tot dit. eer van sy naam. Ja, mag Vader Life FM seën. Baie dankie. Dankie sy. Aan elke luisteraar wat saam geluister het, baie dankie. 'n Mooi week vir elkeen. Mag die Here elkeen ryklik seën. Ons kuier weer volgende Woensdag weer saam.